Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën, dat ons studente van die woord sal wees en dat ons sal groei in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus. Onthou, dis belangrik dat ons die skrif binne sy konteks sal verklaar, dat ons sal vra, Here, spreek, want u diensknegt en u diensmaag luister. Dis nodig dat ons, soos die boek Openbaring vir ons leer, wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Dat ons vir die Here sal vra, Here, grawe vir ons ore om te hoor en gee vir ons ontvanklike hart, sodat die saad van die woord op vrugbare grond sal val en vrug sal dra tot eer van u naam. Nou vriende, ek wil vanmôre vir u groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 244. Daar staan op vir Jesus, o helde van die kruis. Verhoog sy krygsbaniere deur al die stryd gedruis. Deur stryd lei tot oorwinning, die heiland keer op keer, tot hy oor elke vyand vir ewig heers as Heer. Hierdie woorde staan op vir Jesus, is so belangrik vir u en vir my vanmôre. Vriende, ons lewe in 'n baie goddelose tyd. En ons as kinders van die Here het nodig om op te staan vir die Here Jesus Christus. Ons kan nie maar net omrol en stil bly en onsself verskoon uit 'n gesprek wanneer dinge miskien bietjie warm vir ons raak nie. Ons het nodig om in die liefde van die Here met sagmoedigheid, met lankmoedigheid by tye te weerlê en baie keer te vermaan en baie keer te reg te wys. En dit is nie sonde om dit te doen nie, dis nie verkeerd nie. Ons moet pas op dat ons nie toeskierig is nie. Maar vriende, een ding wat ons moet doen is, ons moet die kwaad uitwys. Ons moet opstaan vir ons Here Jesus. En ag, dis is maar dieselfde as jy in 'n huwelik is. Geen man gaan toelaat dat iemand sy vrou sleg praat nie. En hoe kan ons as bruid van die Here Jesus toelaat dat hulle ons bruidegom sleg sê? Daarom is dit nodig om by hierdie Halleluja lied stil te staan en net weer 'n Bybelse waarheid te leer, dat ons nodig het om op te staan vir ons Here Jesus. Nou vriende, ons het so klein mylpaaltjie bereik vanmôre. Ons is by ons 50ste boodskap wat handel oor die boek Spreuke, en ek het vir u gesê dat ek sê nie vir u alles wat gesê kan word nie. Baie van hierdie boodskapies is maar net gedagtes in 'n neutedop om vir u in 'n rigting te lei, dat u beter kan verstaan wat die vers sê binne sy konteks, en dit roep ons ook op tot 'n lewe van wysheid en toewyding en gehoorsaamheid aan die Here. U sal sien daar sekere verse wat ons gaan oorslaan in die boodskappe wat gaan volg, juis omdat dit alreeds in vorige boodskappe hanteer is. Ek sal daardie verse vir u noem en sê hierdie vers gaan ons oorslaan, en dan by ander verse gaan ons net kortliks stil staan, omdat daar alreeds 'n goeie verduideliking daar was in vorige boodskappe. So ek hoop u sal my so verdra en dit ook so verstaan en dat die Here vir ons so sal lei. Nou, ons het gister by ons laaste boodskap 'n bietjie gekyk na vers 14 van hoofstuk 11. As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding. Nou vriende, wat hierdie vers vir ons eenvoudig wil sê is, die oomblik wanneer ek in 'n bestuursposisie is, die oomblik wanneer ek 'n leier is, dan het ek nodig om regtig raadgewers in te win wat vir my goeie raad sal gee, ten einde die volk of dan die maatskappy of die gemeente tot voordeel sal strek. En dit is belangrik, as ons kyk in 'n gemeente, daar is 'n predikant en daar is 'n bestuur of daar is kerkraadslede, in 'n maatskappy is daar direkteure, daar is bestuurders, ons dink in 'n weermag is daar die generaal en dan sy onderoffisiere en dan die troepe. Ons sien dat die hele wêreld, vriende, saamgestel is deur hierdie saak van leiers en dan mense onder hulle, en so gaan die rangorde dan af. En dis noodsaaklik wanneer daar besluite gemaak word, dat 'n leier nie sal dink hy weet alles en sy woord is wet nie. Dis noodsaaklik dat hy raadgewers sal inwin, en as hy dan 'n uitspraak maak, dat dit 'n goeie uitspraak sal wees, met goeie oorleg, met goeie inligting wat hy ingewin het, dat hy kundig is oor die saak, en dat hy dan 'n uitspraak kan maak, om dan ook die bepaalde organisasie, of dit die kerk, of dit die weermag, of dit die maatskappy is, tot voordeel te strek. Nou, as 'n praktiese voorbeeld in die Bybel oor hierdie saak, jy sal onthou, in 1 Konings lees ons van die man Salomo. Hy was die seun van koning Dawid. Hy was 'n baie suksesvolle koning, 'n baie ryk koning, 'n man wat eintlik die wêreld aan sy voete gehad het, en deur sonde het hy geval. En die Bybel sê vir ons dat sy ryk dan ook geskeur het in twee. Salomo het regeer oor die 12 stamme van Israel, en die Bybel leer vir ons, na Salomo se dood het sy seun Rehabiam in Sichem koning geword. En nou sê die Bybel vir ons daar in die 3de vers van 1 Konings 12. En hulle het vir Jerobeam laat roep, en die hele vergadering van Israel, en hulle het Rehabiam toegespreek en gesê, "U vader het ons juk hard gemaak,
maak u dan nou die harde diens van u Vader en sy swaar juk wat hy ons opgelê het ligter, dan sal ons u dien. En hy sê vir hulle, gaan weg tot oor 3 dae, kom dan terug na my toe. En die volk het gegaan, en hoor nou wat gebeur. Die Bybel sê vir ons, daarop hou koning Rehabiam raad met die oudstes wat voor sy vader Salomo gedurende sy lewe gestaan het, en hy vra, wat raai u aan om hierdie volk te antwoord? En hulle spreek en sê vir hom, as u vandag 'n dienaar van hierdie volk word, en hulle dien en hulle antwoord met vriendelike woorde, hulle toespreek, sal hulle altyd u dienaars wees. Maar hy het die raad van die oudstes wat hom gegee het in die wind geslaan, en raad gehou met die jong manne wat saam met hom groot geword het, en wat voor hom gestaan het. En hoor wat die raad van die jong manne was. En hy vra vir hulle, wat raai julle aan, dat ons hierdie volk sal antwoord? En die jong manne, wat saam met hom groot geword het, antwoord hom en sê, so moet u hierdie volk antwoord, wat met u gespreek het. Die Vader het ons juk swaar gemaak, maar maak u dit ligter oor ons. So moet julle antwoord, my pinkie is dikker as my Vader se lendene. Het my Vader dan op julle 'n swaar juk gelaai, ek sal by julle juk nog byvoeg. En wat gebeur? Vriende, te Jerobeam en die volk weer by Rehabiam kom op die 3de dag, en hulle toespreek, en hy het hierdie harde woorde toespreek, wat die jong manne vir hom gegee het, sê die Bybel vir ons, dat hierdie volk uitmekaar geskeur is, en 2 stamme het oorgebly by Rehabiam, en die ander 10 stamme het saam Jerobeam gegaan en hom koning gemaak. Later in afgodediens verval, en 'n baie hartseer gevolg. En wat wil hierdie illustrasie vir ons kom leer? Presies wat Salomo hier in Spreuke 11 vers 14 wil kom leer. As daar nie goeie oorleg is nie, val die volk. Maar in die veelheid van raadgewers is daar redding. Kyk maar in gemeentes, predikante wat eiesinnig is, hoe daar die gemeente uitmekaar val. Gaan kyk na besighede, waar 'n nuwe direkteur inkom, en hy dink hy weet alles, hy wil alles verander wat voorheen gewerk het, en daardie maatskappy val en stort in duie. Dink maar vriende aan 'n weermag, 'n leier wat inkom en hy dink hy weet alles en hy wil alles verander, hoe die troepe dan dislojaal raak. En dis die probleem met ons tyd. Mense dink hulle is slimmer as wat hulle is, en daarom is die gebed van my hart, dat u en ek die groot waarheid sal raak sien, wat vanmôre in hierdie teks na vore kom, en dat ons in ons eie hoedanigheid, en kom ons praat maar van waar die Here jou ook al geplaas het, dat jy nie sal dink jy so slim, dat jy nie ander se raad nodig het nie. Partykeer het ons as mans ons vroue se raad nodig, partykeer het ons nodig om 'n huisvergadering te hou, om 'n bepaalde situasie en probleem op te los. Partymal het ons nodig om na getroue, loyale kinders van die Here te gaan, en te sê, hier is die saak op die tafel, hier is die probleem, bid saam met my, en vriende, konfidensieel met hulle te praat, en dan ook die raad wat u by hulle kry, dan toe te pas in jou lewe. Ek moes in my lewe al raad gaan kry by mense, en dank die Here vir goeie raadgewers. Mag ek en jy 'n goeie raadgewer wees, en mag ek en jy ook iemand wees wat graag raad ontvang, wyse raad, wat ons altyd toets aan die hand van die Bybel, om die Here te verheerlik, en ook sy werk te laat voortgaan, en sy saak te dien op so 'n manier, dat God in alles geëer kan word. Baie groete vir u, baie seën, mooi dag verder, tada.